Ons is terug met nog 'n woord vir die week. En hierdie week is ons in die 6de en laaste hoofstuk in 1 Timoteus. En gaan ons gesels oor wat die laaste goed is wat Paulus vir Timoteus laat. Baie welkom en ons hoop dat jou geloof versterk word met hierdie woord vir die week wat ons hierdie week lees en bespreek. Toe ek ons gedeelte hierdie week gelees het ek onmiddellik gedink aan hoe ons wêreld en ons samelewing saamgestel is. Ek dink as ons na die jaar 2025 gaan kyk, dan gaan dit die jaar wees wat die aandelemark seker die meeste in die nuus verskyn het. As ons dink aan die tyd vroeër in die jaar met Trump se tariewe wat hy dwars deur die wêreld aangekondig het, het dit sommer die markte onmiddellik laat in duie stort. En was almal paniekerig en het almal vir mekaar gesê, ja, hier sit nou die 1920s markte in duie stort is weer hier op ons. Dit het nog nooit van dat dit in die 1920s gebeur het op so groot skaal gebeur nie. En dan het daar iets snaaks gebeur op die aandelemark. In Suid-Afrika het die JSE die hoogte ingeskiet en nuwe hoogtes bereik wat ons nog nooit van tevore gesien het in Suid-Afrika nie, te midde van die uitdagings wat ons in die gesig staar. En dan moet julle nou vir my vra, maar Hannes, wat het dit met die Here uit te waai? Wat het die aandelemarkte, wat het geld, wat het finansies, wat het al hierdie dinge wat in die wêreld gebeur het, uit te waai met ons geloof? En dit is my punt. En ek dink dit is ook Paulus se punt wanneer hy 'n laaste bemoediging of 'n laaste wenk vir Timoteus skryf, is om te sê, maar weet jy Timoteus, ja, finansies is belangrik. Ja, finansies is die manier waarop ons moet oorleef op 'n dag-tot-dag basis. Maar dit is nie die alfa en die omega nie. Dit is nie die begin en die einde nie. En om as Christen te streef daarna om al die rykdom in die wêreld te besit, gaan ek nou vandag vir jou sê, is nie 'n Christelike beginsel nie. Is nie wat Jesus Christus op aarde kom doen het nie. Is wat Paulus vir Timoteus in hierdie oomblik wil kom sê, is om te sê, maar weet jy, as dit gaan oor finansiële oorlewing, as dit gaan oor dat dit net goed moet gaan met die kerk se finansies, dan sit ons die pot mis. Want die Here Jesus Christus het nie gekom om kerkgeboue in stand te hou, of om mense ryk te maak en op 'n finansiële manier te seën nie. Jesus Christus het sy lewe opgeoffer. Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf vir ons sondes. Jesus Christus het die belang van die mensdom, die belang van die mens se hart op die spits gedryf. En dan wil ek beamoen wat 'n paus onlangs gesê het. Hoe het ons dit reg gekry om die pot so mis te sit, dat ons die nuus lees en die aandelemarkte is op die voorblad, maar die ou oomie wat vir jare in die omgewing gebly het, wat in sy slaap tot sterwe gekom het,
word nie eers meer genoem nie. Ons het ons wêreld vervang met mense wat lewe, wat siek word, wat kinders het en wat uiteindelik tot sterwe kom. Vervang met syfers, geld en rykdom. Ek wil vandag vir jou vra, wat is vir jou belangrik? Is dit jou finansies? Is dit jou rykdom wat jy bymekaar gemaak het? Of is dit die mense om jou? En dit is seker een van die maklikste voorbeelde wat ons kan wys om te sê, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. So om te sê, maar weet jy, ja, geld het sy plek. Maar geld is nie my begin en my einde nie. Geld beheer nie my lewe nie. Daar is net een persoon wat doen. En sy naam is Jesus Christus. Amen. As jy gehou het van ons woord vir die week, gee vir ons 'n shop en as jy nog nie gesubscribe het tot ons kanaal waar ons meer van hierdie video's nou op 'n weeklikse basis gaan maak nie, asseblief subscribe tot ons kanaal en as jy wil deelneem in hierdie gesprek en weet van wat se pause ek praat en wat se uitlatings hy gemaak het, asseblief skryf dit neer in die comments en dan sal ons terugkom na jou toe en vir jou sê, hoor jy was reg of jy was verkeerd. As jy saamgestem het met wat ons gesê het, type in die comments amen. Maar mag die grootheid, die liefde, die genade en die guns van ons drie-enige God met jou wees en bly. Amen. OK. Jy het nog altyd 'n video gemaak, jy kan 'n video maak, dis alright. Jy gaan 'n fantastiese video maak. OK.